Môre julle, dis Paasfees. Dis Sondagmôre, die Here het opgestaan. Ons vier vandag die belangrikste fees van die jaar. Ons is Christene reg oor die wêreld. En die goeie nuus is, hierdie is die hoogtepunt van die jaar. Nêrens in die wêreld het mense ewe skielik vakansie opgegee. Nooit in die geskiedenis het mense vakansie opgegee om Paasfees te vier. Jy het vanoggend hierdie geleentheid. En liewe kinders, liewe vriende van die Here, ek wil julle vanoggend uitnooi. Kom ons bid vandag met oop oë. Ek wil hê ons moet vandag sien. Ek wil hê ons moet vandag hoor. En ek wil hê ek en jy moet die Here met oop oë aanbid vandag. Het jy die Paasfeesklokke gehoor? Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Julle, ek wil hê jy moet daar na mekaar kyk en vir mekaar dit uitpas hy. Ek gaan weer sê die Here het opgestaan en kom ons sê dan vir mekaar daar in ons huise, hy het waarlik opgestaan. Die Here het opgestaan. Ek hoor julle al in die huis. Ek wil jy moet nou na die volgende lied luister. Die Leefrings gaan dit vir ons sing. Kom ons luister hierna. Wat het regtig gebeur? Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Versondags het die Heer gesterf. Die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry. Oor sonde, mag en heerskappy. Julle, hierdie Here wat opgestaan het, groet vanoggend vir jou met die woorde: genade en vrede vir jou. Ons skriflesing vanoggend gaan kom uit Kolossense 3 uit, vers 1 tot 4. Nou julle, as ons na hierdie teksgedeelte luister vanoggend, die Here wil ons lewens kom verander. Die Here wil ingrypend in jou lewe iets kom doen. En daarom, as ek en jy vanoggend na hierdie teks luister, hy het dit gedoen. Ek en jy moet dit hoor. En omdat hy dit gedoen het, daarom kan ons as kinders so leef. Kom ons luister hierna. Kolossense 3 vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Kinders, ek wil sommer vanoggend begin. Wat is hierdie? Dis 'n paaseier en ek wil vanoggend vir jou vra, wat is binne in hierdie paaseier? Wat is binne in hierdie paaseier? En as ons hom oopbreek, dan is iets om te eet. As jy kyk hier binne, hy is hol, hy is leeg. En hierdie is vanoggend vir my en jou 'n teken dat die graf leeg is. Die Here het opgestaan. Maar julle sal weet, ek het hierdie week geadverteer dat jy paaskoekies kan maak. En Debbie, my dogter, het vir my hierdie heerlike paaskoekie gemaak. En kinders, as jou ouers dit nog nie gemaak het nie, vra vir hulle om dit te maak. As jy na die paaskoekie kyk, dis 'n lekker besigheid. Maar hy is hol. Hy is leeg. Die Here het opgestaan. En julle, die goeie nuus is, as jy die paaseier eet, die paaskoekie eet, dan bring dit vir jou lewe en dit gee vir jou 'n stuk vreugde wat jy nog nooit in jou lewe gehad het nie. Die Here wil vanoggend deur hierdie skrif
vir my en jou 3 feite kom weergee. Goed waaroor ek en jy nooit hoef te twyfel. Die eerste feit kry ons in vers 1. Ons Here en ons het saam opgestaan met Jesus Christus. Ek en jy moet dit vanoggend hoor. As jy kind van die Here is, dan het jy reeds opgestaan. Jy is opgewek. Die lewe van Christus kan binne in jou begin lewe. Nou sien baie mense in die wêreld en veral in die tyd waarin ons leef, dat mense twyfel in Jesus. Julle is volop bewyse daarvan. Daar's 'n plek waar dit gebeur het wat jy vandag nog kan gaan kyk. Daar's vrouens wat daarvan getuig. Daar's disippels wat daarvan getuig. Daar's die Emmausgangers wat stom geslaan het toe hulle Jesus in lewende lywe sien. Ek en jy moet hierdie feit besef. Jesus het vir jou opgestaan. As jy kind van God is, dan kan jy begin lewe soos wat Jesus geleef het. Maar baie van ons twyfel daaraan. Ek wil vanoggend vir jou hierdie geleentheid gee. Moenie hierdie feit laat verbygaan nie. Jesus wil hê jy moet kind van God wees. As jy opgestaan het, sê vers 1, dan kom vers 3 en dan sê vers 3, dit beteken, ek en jy het ook gesterf. Ons het saam met Christus gesterf. En dit beteken die ou lewe, die ou gewoontes is iets van die verlede. Maar hier staan iets mooi by. Ons is saam met Christus verborge in God. Wat beteken dit? Die tweede feit is, daar's 'n plekkie in die hemel wat vir jou wag. En ek en jy moet dit vanoggend hoor. As kind van God is daar 'n plek saam met Jesus by die Vader wat vir jou wag. Die derde feit wat ek en jy met ons hele hart moet weet, en dit kom in vers 4. Hy kom weer. Hy kom op die wolke verseker weer. En ek en jy gaan deel in hierdie heerlikheid. En ek en jy moet uitsien sodat ons eendag saam met hom daar kan wees. Glo ons hierdie feite. Leef ons hierdie feite. Die Here wil lewensveranderende opdragte vir ons kom gee. En daarom sê hy in vers 1, in die eerste plek, streef. Julle die oorspronklike teks praat van soek dit. Oriënteer jouself, plaas jou fokus op Christus wat daar bo is. Dit beteken nie, dit gaan oor 'n ruimtehuisbroer nie, en ek moet net vir hom leef en niks anders nie. Ek en jy weet nie wat ons daar bo omgaan in die hemel nie. Maar ons weet verseker hoe Christus wil hê ons moet leef, want hy het net vir ons kom wys hier op aarde. Ons is binne in lockdown. Die COVID-19 virus wat die deur mense veroorsaak is, het die hele wêreld tot stilstand gebring. Cornie het 2 weke terug gepraat van 'n reset-knoppie. Ek wil voor die reset-knoppie sê, wat gebeur nou? Alles het tot stilstand gekom, daar's nou 'n stopknop. Ewe skielik gebeur dinge nie soos dit moet gebeur nie. En binne in hierdie stopknoppie is ek en jy besig om nuwe gewoontes te ontwikkel. En ek dink Jesus wil vir ons deur sy lewe terugbring na die basics toe, na dit wat nodig is. Julle, ons is broos. Ons is nie meer beheer nie. Ons is onseker. Ons weet nie hoe lyk môre nie. Ons weet nie wanneer die lockdown gaan stop nie. Maar een ding weet ons. God is in beheer. Jesus het deur sy aardse lewe vir ons kom wys. Nie eens hy was in beheer hier op aarde nie. God is in beheer. Die Here binne in hierdie tyd het hy vir ons kom wys. Daar's 'n gelykheid. Niemand is belangriker as iemand anders. Die Here binne in hierdie tyd het hierdie COVID-virus amper die hele samelewing tot stilstand gebring. En niemand het meer as ander nie. Intussen moet ek en jy vir mekaar sê, meer is dit, die Here het ons kom leer wat eenvoud is. Ewe skielik is almal besig om te vra. Ewe skielik is daar groot nood in hierdie wêreld.
En die Here wil binne in hierdie nood in hierdie wêreld vir my en jou kom leer wat eenvoud is. Wat is dit wat ons regtig nodig het? En die ongelooflike wat tans gebeur is, mense sit in hulle huise en hulle begin stil te kyk. Mense begin vir die eerste keer die Bybel deurwerk. Gesinne wat jare laas by mekaar was, is besig om saam rondom die Here se woord te vergader. Maar meer is dit, die Here bring ook genesing in hierdie tyd. Die Here wil graag hê ons moet ons verhoudings herstel. Ons moet dit wat nie reg is vir die huis nie, moet ons heel maak. Maar die Here is ook besig om die natuur te herstel. Ewe skielik is die ozonlaag besig om te herstel. Ewe skielik is diere lewe in plekke, kanale besig om skoon te word. Dis wat God doen binne in hierdie tyd. In vers 2 dan sê hy, rig julle gedagtes, dink oor die dinge daarbo. Moenie jou laat omtik oor dit wat hier op aarde gebeur. Kom ons sê dit vir mekaar. Wat maak jou gelukkig? Ewe skielik besef jy die gejaag van hierdie wêreld. Dis dit wat jou moeg maak. Die gejaag na geld en mag. Dis dit wat jou moeg maak. Ewe skielik besef ons, maar ek is alleen. Ek het 'n behoefte aan koinonia, ek het 'n behoefte om by mense uit te kom. En as ek daaraan dink, dan besef ons ewe skielik, maar ek mis die kerk. Ek mis om saam met gelowiges in die Here se teenwoordigheid te wees. En dit is so awkward dat hierdie kerk so leeg is. Jy sit daar by jou huis in jou gemaaksone en jy luister na hierdie erediens. Maar ek smag daarna dat ons weer uit ons gemaaksone kan kom en binne in hierdie kerk die Here kan dien. Spreuke 4 vers 23 sê, wees versigtig wat in jou hart aangaan. Want dit bepaal jou hele lewe. Julle, kom ons begin fokus in hierdie tyd op Christus se storie. Kom ons begin vir mekaar vertel, maar wat is die maatstawwe? Wat is dit wat Christus kom doen het? Waaroor gaan sy storie? 1 Korintiërs 13 sê so mooi, dit gaan oor geloof. Dit gaan oor hoop. En dit gaan oor liefde. Ek wil gou vir julle kinders vra. Glo jy in hierdie hand is daar 'n skoenlamp? Glo jy ek kan 'n skoenlamp hier vas? Glo jy ek kan dalk 'n paapie hier vas? Glo jy is 'n muur binne? As ek vanoggend vir jou vra, glo jy ek kan 'n olifant vas? Jy gaan vir my sê, daar is nie meer. Kyk wat het ek hier. Wat is geloof? Ons wil al ewig sien voor ons glo. Ons wil sien voor ons glo. Eintlik wil die Here vir my en jou kom sê, kom ons glo, dan sien die wêreld. Kom ons wys in hierdie tyd vir die wêreld wat geloof is. Maar meer is dit. Kom ons word mense vol hoop. Kom ons word die draers van hoop. Kom ons raak soos Maria Magdalena wat alles gesien het van sy kruisiging af. Daai vroue, daai disippels wat alles waargeneem het, wat feite is. Kom ons word soos hulle wat getuies is. Mense wat vertel van Jesus wat in hulle lewe is. Jesus wat oorvat in hulle lewe. Maar kom ons word mense vol liefde. Daar is vir my niks mooier as jy na liefde kyk nie. Liefde is niks anders as toe. Daar is niks mooier om te sien hoe mense, vir ander mense wat nie kos het in die tyd, kos gee. Julle, hier's mense wat regtig honger ly. Ek is so dankbaar oor julle liefde, oor 'n gemeenskap wat sê, ons wil die nood hier in Bredasdorp aanspreek. Kom ons spreek die nood aan. Kom ons doen liefde, onvoorwaardelik. Maak nie saak wie mense is. Kom ons wees lief, soos God ons eerste lief gehad.
Dis Paasondag. Ons is besig om 'n nuwe lewenstyl te kweek. Ons is in hierdie tyd besig om agter te kom wat belangrik is. Ek wil vir jou vra, lewe jy as kind van God? Lewe jy soos 'n kind van God? Meer is dit, as jy 'n disipel van Jesus. 'n Disipel is iemand wat 'n begeerte het om alles te doen wat Jesus doen. En ek wil dit vandag vir jou vra. Wanneer jy soos 'n disipel begin leef, dis wanneer ons vir die wêreld geloof wys. Dis wanneer ons 'n getuie in hierdie wêreld is. Hoe meer is dit, dis wanneer ons liefde doen. Dis die dinge wat jou vry maak. Dis die dinge wat sin en betekenis in jou lewe gee. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons. Here, dankie vir die feite wat ons het. Vir die wete wat ons het, Here, dat ons kinders van U kan wees. Dankie dat U die naweek vir ons kom wys het dat U gesterf het, dat U gelei het. Hoe meer is dit dat U opgestaan het. Dankie dat ons as kinders van U saam met U kan opstaan. Here, dankie dat ons die ou lewens kan aflê en dat ons nie kan begin lewe. Maar meer is dit, dankie dat ons kan uitsien na die hemel. Jesus, maar hier is vandag mense wat 'n begeerte het om kind van God te wees. Hier is vandag mense wat nie meer in vrees wil leef. En ons wil vir U vra. Ons wil eintlik kom bely. Ons het Vrydag gehoor, Here. Ons moet meer bely, ons moet meer ons gebrokenheid erken. En ons wil vandag kom jammer sê. Jammer dat ons nie altyd leef soos kind van God nie. Jammer vir die sonde in my lewe. Maar hier is ook mense wat vanoggend wil kom vra, Here. Kom woon in my hart. Jesus, ek wil U as verlosser aanneem. Hoe meer is dit? Here, ons wil graag disipels van U wees. Help dat ons gewoontes sal hê wat hierdie wêreld sal aansteek. Ons loof U, ons prys U. Ons wil Hosanna uitpasy, want U het opgestaan. U leef werklik. Dankie dat ons saam met U kan leef. Amen. Julle, ek wil hê dat jy graag na die volgende lied sal luister. En as jy na die lied luister, het gaan op die skerm verskyn, jy kan dit gerus daar in jou huis saam sing, I'm no longer a slave of fear. Moenie dat die wêreld jou omtrek nie. I am a child of God. Kom ons luister hierna. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer
I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Oh, you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Yeah. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and say, I am a child of God. Yes, I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Full of faith, yes, I am a child of God. I am a child of God. Ek wil jou uitnooi, dis nou geleentheid vir dankoffer. Waar jy in jou huis sit, maak nie saak in watter gemeente jy is, reg oor die wêreld. Julle, kom ons sê vir die Here dankie vir opstanding Sondag. En ons wil vir jou uitnooi, as jy in jou gemeente was en jy sou bydra gee, al is jy nie in jou gemeente nie, maar jy dalk nou vir die eerste keer jou hart vir die Here gee, en jy het 'n behoefte om 'n bydrae te maak, vat 'n koevertjie, sit dit daarin. En as jy weer in 'n kerk kom, vat dit na die kerk. Of jy kan op ons webwerf gaan kyk, jy kan daar verskillende maniere kyk, gaan kyk na jou kerk se webwerf, en gee sodat God se koninkryk opgebou kan word. Hoe meer is dit? Die wêreld daar buite het dit nodig om te hoor van die Here. En jy kan dit laat gebeur. So kom ons gebruik hierdie geleentheid om regtig vir die Here dankie te sê. Julle, terwyl ons oë so oop is, kom ons kyk vir mekaar. Die Here is hier. Hy is Immanuel. En hierdie Immanuel wil vanoggend vir jou kom groet met die woorde: Die Here is voor jou. Hy stap voor jou. Die Here is langs ons om ons styf vas te hou in hierdie tyd, in ons swaar kry. Die Here is agter ons om ons te beskerm van die duiwel. Die Here is onder ons om ons op te tel as ons mag val. Die Here is bo ons om ons te seën. Die Here is rondom ons om ons te beskerm. Die mooiste van alles is, die Here is binne in jou deur sy Heilige Gees. Toe jy kind van God geword het, toe het jy die Gees van God binne in jou. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen.